Nou gewees wat julle gegaan het? Ek was deel van Rescue South Africa, se disaster response team, as ons dit so kan stel. En wat beheer was deur Disaster National. Ja, so ons was so daar na die aardbewing was julle omtrent daar. Maar ons het omtrent onmiddellik die aardbewing was mos 5:00 Suid-Afrikaanse tyd daai oggend. Die Dinsdag ja. Dink ek ja, wat die Woensdag Wat julle nou al gegaan en so vir mense is dit. Die span het uit 40 mense bestaan. Ons was van die Weskaap was teenwoordig was deel van die span van die Vrystaat, Gauteng. Ons het ook vir Netcare 911 gehad, meer op die mediese kant. Ja. Dokters en professors wat saam met ons gegaan het. En ons het siviele ingenieurs gehad. Ons het ook SAP gehad met natuurlik die honde-eenheid. Daar honde ook. Ja, daar was dus gesien en beleef het aan die negatiewe kant dat 'n mens regtig moet maar fokus. Dit wat jy doen, waarvoor jy daar is, weet om lewens te red en te soek in al hierdie rommel. En hoe lyk dit daar? Is dit verskriklik? Weet jy, geen infrastruktuur nie. Daar's geen dienste nie. Jy weet hierdie mense is totaal asof jy 'n klomp mense gevat het op 'n eiland gesit het en ja, daar's dit. Jy moet sien self klaar kom, hulle het nie mediese fasiliteite nie, hulle het nie daar's nie kos nie, daar's nie water nie, daar's die basiese goed, daar's niks. Jy weet ons kan die hele dag daaroor gesels, maar dis regtig die mense was in 'n baie slegte omstand. Alles dit wat daar moet wees in plek is uitgewis op hierdie stadium. Ek sal nie sê 100% nie, maar 'n groot gedeelte, 80% van die infrastrukture. Soveel mense het soveel naasbestaans verloor. Jy weet, een uit elke gesin op die einde van die dag het oorleef. Daar's mense wat glad nie meer familie het. Daar's kinders op straat wat nie meer ouers het nie. Jou hospitale wat nie meer funksioneer nie, veral by jou psigiatriese hospitaal, die pasiënte is op straat, gevangenes, kriminele is op die. En soos wat ons maar deurbeweeg het deur die strate in die stad homself, weet links en regs, alles is aan mekaar gestort. Daar's nou nie hier en daar is daar 'n klein gebouetjie, maar sy konstruksie is so swak. Dit was baie slegte stadium, jy weet as ons geëet het byvoorbeeld of kos in dit, jy weet jy het dit op 'n skelm manier gedoen want die emosies was te hoog vir die mense, die honger in die kinders se oë en so daai was die sleg kant ook van alles gewees. Goed, ons moes alles insit. Het julle nou op hierdie special assignment was, het julle toe nou van hierdie leiers en so gekry? Ons het regtig baie van ons take wat vir ons gegee het ons doelwitte bereik. Daar was onder andere in een van die hotelle daar was Amerikaner en United Nations en bestuur wat ons ook moes gaan, die familie gaan uitwys uit, weens ons toerusting en alles. En ons het 'n goeie balans gehad, ons was bevoorreg. Ons het hierdie special assignments gehad, plus ons het die geleentheid gehad om tussen geboue soos ons normale urban search and rescue te gaan soek vir liggame en patroliewerk en sessies en plekke deur te werk, maar op die einde van die dag, dit is so groot dat ek dink nie ons sal ooit alles kan dek op die einde van die dag. Ons het daar's goed pas plekke wat ons nog nie eers naaste by van die tyd. Maar persoonlik omdat 'n ou lank met hierdie dinge doen in opleiding en jy is in trauma. Ek sal vir julle eerlikwaar sê van myself, ek is nie groot genoeg om te kan sê hoorie dat ek ervaar niks of ek is alright want ek was al deur nie. Nee, as ek sê ek is alright dan jok ek. Ek is deesdae, en ek dink dit gaan 'n tydjie vat. Okay, die slaappatroon was 'n aanpassing met al die vlieg en dit verstaan nou. Maar emosioneel, en ek probeer nou maar nog pinpoint wat is die probleem, want ek is so sensitief en emosioneel, hou huil sommer vir enige ding, die klein dingetjies, want ek dink die groot ding wat my geraak het is die kinders. Die trauma rondom die kinders omdat ek met 2 ouderdom om 'n hoek te kom en jy sien letterlik 5, 7, 8,000 mense in die dubbelpaaie vol lê met 'n reuk wat jy my sintuie, ek moet daai reuk opset met 'n van ontslae raak. It's overwhelming. Dit trigger my senses elke oomblik, sulke goed. So ja, daar's 'n sessie wat ons moet werk en ek werk hard daaraan. En maar dit gaan baie goed op hierdie stadium. So ek voel as ou daaroor praat en jy werk daarmee dan dit kan vir ons werk.